Mense, goeie môre, shalom, groete van my kant, Frik Weideman. Ek wil iets vir jou sê. Vandag is Shabbat. Vandag is 'n apart gestelde dag. Mense, dis 'n totale ander dag as die res van hierdie week. Vandag is heilig. Vandag is 'n geseënde dag. En ek waardeer die feit dat jy die tyd gemaak het om in te skakel by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. En mense, hier by Menorah is dit ons voorreg om saam met jou die woord te bestudeer, om die geheimenisse van die woord te kan ontdek, sodat ek en jy kan hoor, dat ons kan sien, en dis juist vandag waaroor hierdie woord gaan, en dit bring sommer hierdie opgewondenheid in my binneste, want na hierdie boodskap gaan ek en jy kan sien. Mense, ek en jy moet kan sien, soos wat die koning sien. Met ander woorde, ons het 'n hemelse perspektief nodig, om hierdie lewe in te gaan, want ons leef in die laaste dae, om te kyk, Appa, wat wil u vir my wys? Wat is u wil ten opsigte van my omstandighede? Appa, hoe wil jy moet ek funksioneer? Wat moet gebeur in my lewe om u te behaag? En dit bring 'n opgewondenheid my. Nou mense, ek het die woord. Jy die woord vandag. Ons het die teenwoordigheid van Heilige Gees. En my gebed vandag is dat die salwing van sy ruach vandag elke juk kom breek op jou lewe, op my lewe, op jou huwelik, jou gesinslewe, jou geloofswandel. As jou geloofswandel op en af is, bid ek vandag en ek roep sy heilige naam uit, dat daar stabiliteit sal kom in jou geloofswandel, en dat jy sal besef, wie is jy? Een van die pragtigste verse wat ek gelees het die afgelope tyd, en ek dink, ek het dit op een of ander tyd in my video's genoem. Die aarde herinner vir my en vir jou wat ons al vergeet het. Die aarde roep uit met reikhalsende verlange dat ek en jy in ons posisies inkom. Mense, posisie, identiteit is vir my so belangrik. En ek dink verlede week of voor verlede week gesê, in my lewe, in my seisoen nou, is 3 dinge vir my baie belangrik. Nommer 1 is waarheid. Ek moet die waarheid soek oor wie ek is. Ek moet die waarheid gaan soek oor die woord. Ek moet die waarheid soek, wie is Skepper God, die Heilige van Israel. Ek moet die waarheid soek, wie is Yeshua, want 'n belangrike vraag. Hy vra, wie sê julle is ek? Ons moet die waarheid soek oor ons huwelike, oor ons finansies. Ons moet die waarheid soek oor my kinderopvoeding, my lewe, hoe funksioneer ek, hoe reageer ek, hoe besluit ek. Dis waarheid. En dan baie belangrik, ek moet 'n balans handhaaf. Ek moet 'n balans handhaaf met die woord. My voorbereidingstyd is anders as my privaatheid, my intieme tyd met Vader. Dis 'n totale ander tyd. Ek moet 'n balans handhaaf. Ek moet 'n balans hê met my vrou, met my kinders, my kleinkinders. Ek moet 'n balans hê met myself om te rus en om in te beweeg in die teenwoordigheid van ja. En dan grense. My grense moet ingestel wees. En dis belangrik om partykeer te sê nee, ek hou nie daarvan nie, nee, ek wil dit nie doen nie, nee, ek gaan dit nie doen nie. Dis belangrik. Ag, ek weet nie hoekom ek hierdie met jou deel nie, maar dalk help ek iemand daar buitekant. Maar dankie dat jy vanmôre ingeskakel is. Ek wil saam met jou bid. En ek wil regtig vandag vra dat hierdie boodskap wat vandag sal uitgaan, dat ek en jy sal begin sien soos wat die koning sien. Dat ek en jy die oë van die bruid sal wees. Nie net oë om te kyk nie, nie net opsigwaarde nie. Ek bedoel, ek lees die woord net opsigwaarde, maar dat ek sal sien soos wat die bruid veronderstel is om te sien. Want die woord sê, julle sien, maar julle sien nie. Julle hoor, maar julle hoor nie. En vandag se Torah porsie is nommer 47, wat beteken rehe, en dit beteken om te kan sien. Maar wat sien ek? En wat wil u hê moet ek sien? Ek dink een van die belangrikste gebede in ons seisoen waarin ek en jy kan leef, is om te sê, maar Abba, u perspektief, asseblief in my lewe. Abba, u perspektief in my huwelik, u perspektief in my finansiële bestuur, my huishoudelike bestuur. Abba, u perspektief in die bediening, u perspektief oor my plaas, my besigheid, my doen en late en waar ek werk vir 'n maatskappy. Abba, u perspektief. Dat ek 'n hemelse perspektief kan hê oor my omstandighede. Want ons is beperk. Mense, ons sien, maar ons sien nie. So ek is vanoggend
Ja, ek is baie opgewonde oor hierdie woord, want Efesiërs sê, hy sê dat julle sal wandel met verligte oë van verstand, want hierdie is die vensters van my siel. En wat ek sien, reageer ek. En ek wil sien, ek is op die regte pad. Ek wil sien die uitgestrekte arm van Skepper God, die Heilige van Israel. En mense, ek is hier om sy naam groot te maak. Ek is hier om te buig in aanbidding voor sy aangesig, om te kom met 3 belangrike eienskappe. Abba, ek is afhanklik van u, nommer 1. Nommer 2, ek is nederig voor u aangesig. En nommer 3, my hart is dankbaar teenoor u, vir dit wat ek kan doen en mag doen. Dankie dat u my die voorreg gee om die woord te mag verkondig. Abba, dis 'n voorreg en dis genade en ek dank u daarvoor. Halleluja, halleluja. Nou dit bring 'n opgewondenheid in my binneste. Mense, ek wil heeldag mee praat, maar ek moet seker by die woord uitkom. En dankie dat ons sommer net kan gesels. En ja, van my kant af, Shabbat Shalom. Miskien as jy by groepe is, weet jy dalk miskien vir die ou langs jou oor kan sê, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Mag die vrede by jou wees, mag die vrede in jou huis wees, die vrede in jou huwelik, die vrede in jou handel en jou wandel. Mag daar vrede wees in jou optrede, mag daar vrede in jou gedagtelyne, vrede in jou hart, vrede by jou kinders, vrede by jou huis, man. En dat Vader se naam verheerlik sal word. Halleluja. Kom ons bid saam. Abba, wat 'n voorreg om vanmôre u heilige naam te kan aanroep in aanbidding. Dankie dat u nie 'n afgod is, wat wanneer die wind waai, dan val dit om nie. U staan vir ewig. Dankie dat u nie 'n mens is wat alleen kan vertel of selfs teruggaan op u woord nie. U bly vir ewig en vir altyd staan. Dankie vandag vir u woord. Dankie vir die woord wat ook vir ewig sal bestaan, want die woord sê dat alles om ons sal vergaan, maar u woord sal vir ewig bly staan. En wanneer hierdie woord gestalte kry in ons lewens, want u woord is op ons harte geskryf, dan sal ons ook vir ewig lewe. En dis nie vanweë dit wat ons reg doen nie, dis genade. Genade is ons porsie vandag. En dankie dat ons sommer net bewus kan word op hierdie besondere dag, op hierdie Shabbat. Wie is u? En dat ons vandag sal besef dat, Abba, ons dien u nie vir wat u vir ons kan doen nie. Ons kom nie met 'n lys na u toe en ons met die boksies tik nie. Ons kom na u toe vanoggend want u is heilig, u is soewerein, en ons kom met nederigheid en afhanklikheid voor u aangesig. En ons kom met versigtiging, want u is heilig. U is heilig. Selfs die engele roep uit vandag. Kadosh, Kadosh, Kadosh is die een wat was, en die een wat is, en die een wat weer sal kom. En dat ons 'n Kadosh pad sal loop, en dat ons sal sien die pad, Abba, wat u vir ons beplan om te loop. Die pad wat u vir ons gereed gemaak het, en dat u die engel vooruit stuur om ons op hierdie pad te bewaak en te bewaar, en dat ons as die hakskeen generasie, dat ons op die regte pad sal bly, die pad wat ons sien, rehe, dat ons sal sien, wie is u, dat ons sal beleef en ervaar u grootheid, u almag, u heerlikheid, en dit is my gebed vanmôre, dat u glorie tasbaar teenwoordig sal wees, by elke telefoon, by elke televisiestel, by elke huisvergadering, by elke groepie mense wat ingeskakel is vandag, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Namibië, en ook in die uithoeke van hierdie wêreld. En Abba, dankie, dat u vir ons die guns gegee het, nommer 1 by u, en nommer 2 by mens, dat ons die woord in Afrikaans kan bedien, in 30 lande oor see, uitgesluit Namibië, uitgesluit Suid-Afrika. Abba, dankie. Ons bring vanoggend aan u die eer, die lof en die aanbidding van ons harte, en ons eer u daarvoor, en my gees roep uit, halleluja, halleluja. So mense, baie dankie. Ek is vol glimlagte vanoggend. Nou, as ek vir jou moet vertel waardeur ons gaan, as ek jou moet vertel van al die aanvalle wat teen ons kom, dan gaan jy wonder, Frik, hoe kry jy dit reg om te glimlag? Hoe kry jy dit reg om net vas te kan staan? Hoor gaan wat sê die woord,
Die woord sê dat geen wapen wat gesmee word om jou aan te val, sal enige iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig, sal gestraf word. En dis hoe ek, Jotai-Wafai, die Almagtige, vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê Jotai-Wafai, die Almagtige. En dit oorskadu al my probleme, dit oorskadu al my uitdagings, al my tsunamies, al my hurricanes. Die woord sê mos in die laaste dae sal daar swaar tye kom, want mense, as ek jy moet vertel vandag van mense, jemmel, daar's agendas en daar's geite en voor jou is dit, ek is lief vir jou, maar agter jou dolk in die rug en dan draai hulle ook nog so. Maar dis okay, maar wat sê die woord? Hy sê vermenigvuldig is die aanvalle teen die regverdige, maar uit hulle almal sal hy ons kom uitred en sy naam sal verheerlik word. Mense, van die opkoms van die son tot die ondergang sal sy heilige naam verheerlik word. Wow, man, ek wil sommer net eendag sommer net lekker met jou gesels, ons drink 'n koppie koffie en ons maak 'n vuur en ons sit om die vuur en ek sê, vertel my jou storie, vertel my jou getuienis, vertel my wat het Vader vir jou kom doen. En almal van ons, luister, terwyl jy lewe, is daar oorlog, is daar teenkanting, is daar stryd, is daar verdrukking terwyl ek en jy lewe. Maar uit almal man, daar sê die woord, hy sê, dit is hoe ek, Jotai-Wafai, vir my dienaars sal sorg. Halleluja. Nou mense, kom ons kom by die woord uit, bring jou woord, bring dit in die hand, 'n potlood, 'n pen, ek het myne in die hand, en ek hou daarvan om te praat met 'n pen in die hand. Ek weet nie, ek wou mos op 'n stadium 'n onderwyser geword het, en ja, toe besluit ek anders, toe sê ek, nee, ek is moeg vir skool, ek gaan nie nog skool hou nie, maar ek hou daarvan om met 'n pen in die hand te praat, en ek hou van lering, en ek hou van verborgenhede opsoek, ek hou van studie, ek hou van die woord, ek is in die bevoorregte posisie om te doen wat ek van hou, en ek hou van dit wat ek doen, so ek weet nie of dit jou sin maak nie, maar dit maak my sin. Torah porsie nommer 47, en vandag se tema is Rehe, wat beteken sien soos die koning sien, of natuurlik die oë van die bruid. Mense, ek en jy leef in die laaste generasie. Ons is in die hakskeen generasie, en duidelik verlede week, weet jy, as ek so na die Torah porsies kyk, dan besef ek dat, wow, hierdie gedeeltes van Genesis tot die boek van Deuteronomium, en jy trek hom deur tot by die boek Openbaring, dan kan jy die goue draad sien. Ek bedoel, ons het in eie so rukkie terug, waar het Ganan, Abba, ek het gesmeek, Abba, help my, Abba, rig my, lei my, waar het Ganan, en toe kom die volgende ene, Ekef, omdat julle luister, omdat julle dit doen, sal ek wandel, en nou wandel ons in die hakskeen generasie, Ekef, hakskeen, dat daar waar ons voet neersit, dat die rigting, hoor nou mooi, dat die rigting bepaal sal word, in die rigting wat ek sien. So as my oë daarna toe kyk, dan gaan ek soontoe loop. So ek moet gaan bepaal, wat se perspektief het ek. En my perspektief kan nie aards wees nie. My perspektief moet wees die oë van die bruid. So ek kan nie net opsigtelik waarneem nie. Ek moet gaan dieper kyk, en dis waar een van die gawes inkom, in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 11, en jy kan sommer 11 en 12 gaan lees, waar ek die onderskeiding het. Mense, as jy kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen donker en duisternis, tussen geregtigheid en ongeregtigheid, rein en onrein, dit wat Vader gruwel is in sy oë, en dit wat hy aanneemlik vind, dan het ek en jy wysheid. En dan wandel ons in ons erfenis, opgeteken in Jesaja hoofstuk 11 vers 2, dan wandel ons daarin, en ons met die woord begin praat, want die woord is op my hart geskryf, en die oordeenkinge van my hart en die woorde van my lippe moet aanneemlik wees voor sy aangesig. My gebed vandag vir jou met hierdie Torah porsie is dat ek en jy dieper sal sien as net met die blote oog. Dat ons in lyn sal kom met
met Elohim se perspektief, hoe hy dinge sien, en hoe hy wil hê ons moet goed sien. Twee belangrike gebeure, en ek het dit net nou genoem, is nommer 1, Abba, die perspektief in my lewe, in al die areas, en nommer 2, die potensiaal wat U in my gedeponeer het. In die areas waar dit nog nie ontwikkel is nie, dat dit sal ontwikkel, dat my potensiaal ontwikkel sal word, want die aarde roep uit met reikhalsende verlange dat ek en jy in lyn kom, in lyn met sy woord, in lyn met waartoe jy geroep is. Ek wil gou dit vir jou bysê, en dit kom sommer gou by my op, soos in die tydperk van Gideon. Gideon was hierdie onsekere persoon gewees, en Abba vat hom van 'n totale onsekerheid, waar hy gesê het, wie is ek? Hoekom kies U my? Ek bedoel, hier kruip hy weg vir die Midianiete. Hy's onseker oor homself, hy kom uit 'n agtergrond van onsekerheid. Hy sê, hoekom kies julle my? Ons is die slegste familie. Wat het dit te maak met my? En hier bring die engel die herstel, hy sê vir hom, dapper held. En hy vat hom deur uit sy wegkruipplek om te gaan regeer. Hoor mooi, vandag is my gebed, omdat ons kan sien, dat jy vandag uit jou wegkruipplek, uit jou insecurities, jou onsekerheid, jou twyfel oor jouself, dat jy sal uitbeweeg om te regeer as 'n koninklike priesterdom. 1 Petrus 2 vers 9. So ek het nou klomp dinge aangehaal. Nommer 1, perspektief, potensiaal, van wegkruip na regeerder, koninklike priesterdom. Julle is 'n eiendom, julle is 'n volk vir my, julle behoort aan my. Ek het vir julle duur betaal deur my bloed, sodat ons kan sien. Mense, hierdie boodskap, wat my betref, is een van die mees belangrikste boodskappe vir die eindtyd bruid, ek en jy. Want as jy nie kan sien nie, gaan jy verkeerd optree. Dit is belangrik. Jeremia 6 vers 16, bly gou saam met my. Nou, almal ken daai gedeelte, maar hoor gou mooi. Onthou net, ons tema vandag is rehe, om te sien. En hoe moet ek en jy sien? Ons moet sien soos die koning sien. Ek en jy moet die oë van die bruid wees. So die oë van die bruid het wat? Ons het olie, ons het vuur, ons het sout, ons het salwing, ons het kadosh, ons is gewas deur die bloed, ons leef in heiligmaking, ons is gedoop, ons het opgestaan as 'n nuwe skepping, ons het die invulling van sy Ruach, die Heilige Gees, en ons is in afwagting dat die bruidegom sy bruid kom haal oor die periode van Yom Teruah, die fees van trompette, en dan daarna word die boeke oopgemaak, en as jou naam in die boek is, dan beteken dit jy word beoordeel, en wanneer jou naam nie in is nie, word jy weggestuur, Openbaring 22 vers 15, en jy's buite, en dan die laaste ene, hier kom hy, is jy reg vir hom, Sukkot, the Feast of Tabernacles. I want to tabernacle with my people. Ek wil by my mense wees. Dis hoekom die tabernakel gebou was as die tent van samekoms tussen sy volk van op daai stadium plus minus 2.3 miljoen mense. I want to tabernacle with my people. En dit is Sukkot. Ek wil by my bruid wees. Maar my bruid moet kan sien. As my bruid nie sien nie, gaan my bruid dit nie maak nie. Jeremia 6 vers 16, lees gesaam met my. So spreek Jothai Wafai, die Almagtige. Wie praat hier? Wie praat hier? Die Heilige van Israel, die Skepper God van die hemel en al. Nie Frikkie nie, nie ek nie. Mense, ek is op die agtergrond, ek is niks nie. Hier praat die Heilige van Israel. Nou moet ek en jy kennis neem. Nou moet jy vir almal stil maak om jou sê, sst. Hier praat die Skepper God van hemel en al. Hoor gou wat sê hy. Hoor gou wat sê hy. Hy sê, staan op die weë en kyk en sien. Met ander woorde, staan op die weë en rehe, kyk en vra na die ou paai. Nommer 1, jy moet eers sien en dan kan jy vra. As jy eers vra, kan jy dalk 'n dwaalleer antwoord kry. As jy eers vra, gaan iemand sy opinie vir jou gee. As jy eers vra, kan dit dalk wees dat die vyand kom met 'n halwe waarheid. Dis hoekom sien is nommer 1. Kom ek hanteer dit weer. So spreek Jothai Wafai, die Almagtige, staan op die weë en kyk, nommer 1. Nommer 2, dan vra jy na die ou paaie. En dan kom die vraag, waar tog is die weg? Want terwyl ek staan en ek kyk, sien ek nie.
Ek sien nie 'n volk wat hom dien in gees en in waarheid nie. Ek sien 'n volk heiliglik wat verval in morele standaarde. Ek sien 'n volk wat sy ore gestreel wil word met mooi woordjies. Ek sien 'n volk wat maak en doen net wat hulle wil, soos in die tydperk van rigters. Elkeen doen sy eie ding. Elkeen staan pa vir sy eie goed. Staan en kyk, staan op die weë en kyk. En vra na die ou paaie. Hier kom die vraag, waar tog is die goeie weg? Want ek sien dit nie meer nie. Sporadies, hier en daar sien ek, hier en daar, mense wat wandel in geregtigheid, mense wat wandel in Vader se weë. So nou kom die vraag, waar tog is die goeie weg? Want almal sê hulle ken hom, en Yeshua, die gesalfde, is op almal se lippe, maar ek wil vandag vir jou sê, hulle wandel nie die goeie weg nie. En dis hoekom hierdie hartseer woord gaan plaasvind in Matteus hoofstuk 7, wat sê, ek ken julle nie, gaan weg van my. Want hier kom die antwoord. Waar tog is die goeie weg? En wandel dan daarin, met ander woorde, ek en jy moet afgesonderd wandel, soos Noag, soos Abraham, soos Josef, soos Daniel, soos Sagaria, so kan ek aangaan. Waar is die goeie weg? Wandel dan daarin. Ek kan net op 'n weg wandel wat ek sien. En julle sal rus vind vir julle siel. Hoe gaan dit met jou familie? Hoe gaan dit met jou huis? Hoe gaan dit met die omgewing? Hoe gaan dit met jou kerk? Hoe gaan dit met die plek waar jy werk? Is daar vrede? En julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, die wêreld sê, ons stel nie belang nie. Ons wil nie daarin wandel nie. En weet wat besef ek vanoggend? Ek besef dat ons het hierdie voorreg om ons eie besluite te kan neem. Ons het hierdie voorreg om ons wil, my wil toe te pas. Ek het hierdie voorreg om baie keer my hart ongefilterd te praat. En dan kom Elohim en hy sê, wanneer julle dit doen, kies net ten minste die lewe en nie die dood nie. Want dood en lewe lê in die mag van die tong, en wie dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. En dis hierdie Torah porsie, dat ek en jy op die weg sal staan, en dat ons sal kyk, om te sien, en te vra, maar waar is die goeie weg? Hoekom sien ek dit nie? Daar is 33.000 kerke in Suid-Afrika, hoekom lyk ons land so? Hoekom lyk ons huwelike so? Hoekom lyk ons skole so? Hoekom lyk ons gemeenskap so? Hoekom is, kan ek dit maar sê? Hoekom is die seksgod in beheer van ons huise? Hoekom is die drankgod in beheer van ons samelewing? En die drankgod het geïnfiltreer ook in ons kerke en ons gemeentes, en almal praat dit goed. So waar is die goeie weë? Waar is die goeie weg? Ons kyk na wat ons wil. Ek bedoel, dis my telefoon, ek betaal my ligtyd, ek betaal my fooie elke maand, ek is seker maar kyk wat ek wil. Mense, die goed wat ek deesdae hoor, laat jou hare rys, en almal dink dit is okay. Almal regverdig hulle optrede, en almal is op pad hemel toe. Dis die ergste van alles is, almal is op pad hemel toe. Ons gaan wakker word eendag en dan is ons koffie koud. En daai dag gaan wees wanneer die boeke oopgemaak word oor die periode van Yom Kippur, die versoensdag. En as daai boeke oopgemaak is en daai boeke word toegemaak, is dit verby. En die rede daarvoor is mense, want ons sien nie. Ons sien maar, ons sien nie. En dis hoe ek vandag hier by my studeertafel wil sit en met jou praat, want dit voel vir my, ek wil 'n 1-tot-1 gesprek met jou hê, om vir jou te vra, maar waarmee is jy besig? Hoekom tree jy so op? Hoekom sê jy dit? Hoekom vloek jy so? Hoekom skree jy so? Hoekom is daar sarkasme in jou mondering? Op watter weg staan jy? Wat sien jy? Wat beleef jy? Ek dink dit is 'n belangrike vraag. En nou kom Yeshua, en hy praat met my en met jou in Matteus hoofstuk 16, vers 6 tot 12, en lees dit asseblief saam met my vandag. Yeshua praat. Nou, toe ek nou met jou praat, toe sê ek vir jou in Jeremia 6 vers 16, wie praat? Jotai Wafai die Almagtige. Toe word hy vlees, hierdie woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was God. Hy's vredevors, hy's ewige Vader. Hy kom aarde toe, 100% Elohim, 100% Jotai Wafai, 100% mens. Moenie my ander goed vertel nie, want dis hoe dit is. Dis hoe dit is. En in die laaste dae, in 1 Johannes hoofstuk 2, sê die woord, die antichrist gees is onder julle, want daar's baie antichriste onder julle, wat Yeshua,
die Messias sal afwater as net 'n normale mens, of hy's maar net 'n profeet, of hy's net die Messias. Mense, kan ek gou vir jou sê, hy is God in die vlees. Hoor my vandag. Gaan lees in jou eie tyd, 1 Johannes 5, vers 20. Mense, ek het vir jou skrifte, op skrifte, op skrifte, oor wie is hy? Hy is die Godheid, liggaamlik. Daar's net een. En uit hom gegenereer, vlees, om ons te kom wys, hoe ons in die gees moet wandel. En nou praat hy. Hoor wat sê hy. Ek praat nie, die woord praat nou. Wie is die woord? Yeshua Messia, die gesalfde. Hoor gou wat sê hy. Hy sê, daarop sê meester Yeshua vir hulle. Pas op. Hoeveel keer het hy nie gesê, pas op nie? Wie wat pla my? Wie wat pla my? Is die feit dat Yeshua het nie nonsens gevat nie. Hy het nie nonsens gevat nie. Hy het reguit gepraat. Dis hoekom die fariseërs kon nie die waarheidsverpakking van sy woord hanteer nie. Dis hoekom hulle hom gehaat het. En dis hoekom mense ons groepe verlaat, want hulle kan die waarheidsverpakking van die woord nie hanteer nie. Mense wil gestreel word. Mense wil nie hoor hulle is verkeerd nie. Mense wil eerder na profete toe hardloop wat van hulle sê, so spreek Jotwaf uit die Almagtige, dan is dit nie so nie, want hy sê, die God van hemel en aarde sê, hy sê, julle sê, ek het gesê, maar ek het nie gesê nie. Ek het nie gesê nie. Julle sê, ek sê, julle praat namens my, maar julle praat nonsens namens my. En dis wat die woord sê. Nou praat Yeshua Messia, die gesalfde. Hoor wat sê hy. Hy sê, pas op, en wees op julle hoede. Waarvoor moet ons, ek hakel juist, waarvoor moet ons pas op? Vir die suurdeeg, vir die verdraaiing van hierdie woord. Pas op vir die fariseërs, pas op vir die Sadduseërs syndroom, pas op vir hulle, want hulle gaan hierdie woord vir jou so verpak, dat jy is okay, jy kan hoer en remoer, jy kan suip, jy kan rook, jy kan dwelm, jy kan buiteegtelik, jy kan maak en doen net wat jy wil, jy kan gaan dobbel, jy kan 'n buurtuin bywoon by die kerk, jy kan maak en doen net wat jy wil. Pas op en wees op julle hoede. Vers 7. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, ons het dan, dis omdat ons geen brode saamgebring het nie. En hy kyk hulle so, hy sê, hemel, sien julle nie wat ek sê nie? Hoor julle nie wat ek sê nie? My maskas, dit gaan nie oor die brood nie, dit gaan nie oor die suurdeeg nie, dit gaan oor dit wat in die hart is. Nou kom hulle met hierdie antwoord, hierdie geleerde manne, hy sê, dis seker omdat ons nie brode saamgebring het nie, vers 8, maar Yeshua het dit opgemerk, hy kom agter, hulle dink verkeerd, want hulle sien nie, hulle rehe nie, want hulle is vasgevang in die vlees, en dis baie keer die probleem, waar die woord, mense sien die woord, hulle lees die woord, maar hulle verstaan nie die dieper betekenis van die woord nie, en die rede daarvoor is, hulle spandeer nie tyd met die woord nie. Maar ons het geen brode saamgebring nie, dis nie waaroor ek praat nie. En hy sê vir hulle, wat redeneer julle om mekaar? Julle klein gelowiges, dat julle geen brode saamgebring het nie, dis nie wat ek bedoel nie. Vers 9. Begryp julle nog nie? Dis hoekom ek met julle moet praat in storytelling. Ek moet vir julle gelykenisse deurgee. Ek moet vir julle stories vertel. Weet julle, eendag was daar 'n pa gewees en hy het 2 seuns gehad. Julle verstaan dit, nê? En die pa kom by die een seun en hy sê van my, hy gaan werk in my lande. Hy sê nee pa, ek gaan dit nou doen, en hy doen dit nie. En hy kom by die tweede en hy sê vir hom, oor jy gaan werk in my lande. Hy sê, gaan jy in jou lande werk nie? Ek sê, luister, ek wil my hande nie, ek wil op die bed lê en ek wil na reëls kyk. Ek wil nie nou gaan werk nie, ek is nou besig met hierdie goed. En later word hy skuldig en hy staan op en hy trek aan en hy gaan werk in die lande. Wie van hierdie twee het geluister? Die tweede ene. Met ander woorde, as ek nie met julle praat in gelykenisse en storytelling nie, gaan julle die woord nie verstaan nie. En dis hoekom baie mense wegskram van die Torah. Want die Torah is nie storievertelling nie. Die Torah is die suiwer, onfeilbare, vir ewig staande woord van Jotwaf uit die Almagtige. Yeshua het net gekom in die Nuwe Testament en hy het kom stories vertel om die Torah te openbaar. Anders het niemand dit verstaan nie. Want ons het nie oë
wat sien, om te sien die betekenis van die woord nie. Kan jy sien hoe belangrik is hierdie Torah porsie? Begryp julle nog nie? Onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en die hoeveelheid mandjies wat opgetel is nie? Ek bedoel 5000 in bondels van 50, hoeveel mense in 'n bondel, hoeveel oorskot mandjies 12, wat is die betekenis, wat is die dieper liggende betekenis van dit? Vers 10, of die 7 brode van die 4000 en hoeveel mandjies julle nie opgetel het nie? Snap julle nie die betekenis? Sien julle nie, rehe julle nie die grootheid van sy woord nie? Nee, ons het seker die brood saamgebring nie, want ons verstaan nie. Vers 11. Hoe is dit dan dat julle nie begryp dat ek nie in verband met die brood gesê het om op te pas en op julle hoede te wees vir die suurdeeg van die fariseërs nie? Snap julle dit nog nie? Ek bedoel, hoeveel keer moet die woord vir ons nog sê, hou op met afgoderry, hou op met paganism, hou op, maar ons hou aan met Kersfees en ons hou aan met dit, want jy sien, ek eer hom met Kersfees en hoe kan ek nou vir my kindertjies vertel dat dis nou paganism en dis uit die put van die hel? Hoe kan ek dit nou vir my kinders vertel? Begryp julle nog nie waarvoor julle moet oppas nie. Julle moet pas op vir die leer van die fariseërs en die sadiseërs, want hulle gaan sluiers oor julle oë trek. En dan gaan die God van hierdie wêreld dit toepas op julle lewens. Jy kan dit gelees in 2 Korintiërs 4 vers 4. En dan wanneer ons die woord lees, dan is ons oë versluier, dan kan ons nie sien nie, dan sien ons ook nie die ware evangelie nie. En dis die probleem. Kan jy sien hoe belangrik is hierdie gedeelte vandag in my lewe en jou lewe? Mense, ek wil gou vir jou sê, ek en jy het huisreëls. Kom ons sê, en ek het dit in die week het ek dit behandel. Elke persoon, of jy nou daarvan hou of nie daarvan hou nie, elkeen van ons ons het reëls. As jy by my huis kom, dan is daar reëls. As ek by jou huis kom, dan is daar reëls. So daai reëls staan eintlik bekend as Torah. Dis Torah. Nou van die mense wat wil weghardloop van die Torah, dan moet jy jou huis oopstel vir enige ou wat kan inkom en maak en doen net wat hy of sy wil. Met ander woorde, dit is mos hoe ons wil lewe. Ons wil nie volgens die reëls en ons wil nie in die parameters van die woord leef nie. So nou kan ons maak en doen net wat ons wil. So as jy reëls het in jou huis, dan beteken dit jy het Torah in jou huis reëls. Soos ek nou by jou kom kuier en ek maak en doen wat ek wil. Ek eerbiedig nie jou reëls nie. Hier by die 2de en die 3de week gaan jy geïrriteerd wees met my. Jy gaan vir my sê, hoor hierso, hoor jou vrek, ek moet gou vir jou sê dat jy is nie meer welkom by ons nie, hoor. Hoekom nie? Want jy is in opstand teen ons reëls. Jy is in rebellie teen die huisreëls. Jy doen en maak nie wat ons vir jou vra om te doen en maak nie. Jy kom teen dit, jy skep chaos, jy bring wanorde, jy veroorsaak verwarring, jy veroorsaak twee paaie, en ons is nou moeg daarvoor. So ek dink jy moet ons huis verlaat, dan moet ek maar gaan. En as jy verstaan dat die Torah is die reëls in ons goddelike huis, met ander woorde in Vader se huis, terloops. Wie is ek en jy? 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19. Ons is sy huis. Ons is sy tempel. En as ek en jy sy tempel is, dan beteken dit, ek en jy val onder die huisreëls. En daai huisreëls, slegte nuus vir die wat nie daarvan hou nie, daai huisreëls gaan vir ewig bly staan. Terwyl hierdie aarde, elke môre die son opkom en elke aand die maan opkom en elke dag gaan verby, terwyl hierdie aarde bestaan, staan die huisreëls vas. Matteus 5 vers 17, 18, 19 en 20. Dit verander nie. Inteendeel, geen jota in titel van die huisreëls het nog ooit verander nie. Dit staan vas en dit gaan nooit verander nie. Die dag wanneer ek en jy ons koppe neerlê, dan staak ons verantwoordelikheid ten opsigte van die huisreëls. Maar terwyl hierdie aarde in die gang is, bestaan hierdie huisreëls. Jy moet dit vandag weet. En die eienaar van hierdie huis is nie ek en jy nie.
Die eienaar van hierdie huis is die skepper God van hemel en die aarde, en hy het 'n blauwdrukplan vir my en vir jou. En hy wyk nie af van sy plan nie. Hy wyk nie af van sy woord nie. Hy wyk nie af van sy reëls nie. Yeshua moes kom stories vertel, want die ouens snap nie die reëls nie. En ek en jy moet vandag kennis neem, hierdie reëls gaan vir ewig bly staan. Dit gaan nie verander nie. Gaan nie. En as jy gehoorsaam is aan hierdie reëls, is jy welkom in sy huis. As jy staan met rebellie en jy kom in opstand teen sy reëls en jy maak en doen net wat jy wil doen, want jy sien nie die regte pad nie, want jy wil nie, want ek sien die ou paaie en ek vra na die ou paaie en ek wys jou die ou paaie en jy sê maar ek wil nie daarin wandel nie. Dan is jy nie welkom in die goddelike huis nie. Punt. Oor en uit. Not negotiable. Rebellie in die goddelike huis word nie toegelaat nie. Dit beteken, jy het nie die regte en die voorregte en die beskerming wat dit bied vir hom wat in die huis inkom en hom of haar onderwerp aan hierdie reëls nie. Jy geniet dan nie die gevolge van hierdie reëls nie. En omdat hakskeen generasie, ek keef, julle nie wandel in my weë nie, dis hoekom ons land so lyk, dis hoekom ons huwelike so lyk, dis hoekom ons samelewing so lyk. Want julle geëerbiedig nie my huisreëls nie. Dis eenvoudig soos dit. As jy dit gehoorsaam en jy dit doen, sal jy geseënd wees, sal jy beskermd wees, gaan jy suksesvol wees. As jy dit nie doen nie, gaan die vloeke jou tref. Deuteronomium hoofstuk 28 vanaf vers 15. As jy dan nou nie na my stem luister en my gebooie nie sorgvuldig onderhou en dit eerbiedig nie, dan sal die volgende vloeke jou tref. Maar wanneer jy dit doen, is jy welkom in my huis. En dis hoekom die woord sê, gaan weg van my, ek ken julle nie. Julle wat die ongeregtigheid werk. En ek en jy staan vandag op hierdie pad om te kan sien, maar Abba, wat se pad moet ons volg? Help my, rig my, lei my asseblief. Moes blaai terug. Deuteronomium hoofstuk 12. Deuteronomium hoofstuk 12. 12 is natuurlik goddelike regering. Goddelike regering. En wat sê hierdie gedeelte? Daar's net een plek van aanbidding. Halleluja. Met ander woorde, 12 is goddelike regering. As jy die woord lees en jy sien byvoorbeeld 6, dan beteken dit die mens, die onvolmaakte, en dis die waf letter in die Hebreëse alfabet. As jy die woordjie 4 sien, dan beteken dit Dalet. Dis ook die verwysing na Messias, die gesalfde, wat gekom het in die 4000ste jaar, aan die einde van die 4000ste jaar het hy gekom, en jy kan dit gaan toets aan die hand van die jubeljare, daar is 120 jubeljare, wat 6000 jaar verteenwoordig. Mense, ons kan die hele dag oor hierdie goed gesels. Anyway, Deuteronomium hoofstuk 12, vers 1, kyk nou mooi, wat gaan jy so? Kan ek hierdie met jou deel, wat gaan jy so? Man, ek is opgewonde vir dit, okay. Die boek van Deuteronomium is die 5de boek van die Ou Testament, en dis ook die 5de boek van die Torah. So ander woorde, dis 5 beteken genade. Ons lees nou in Deuteronomium 12, wat goddelike regering aandui, en vers 1, die Alef, met ander woorde, hoor o Israel, dat ons Elohim, hy is die enige Elohim. Nou mense, dis wat ek wil hê jy moet die woord verstaan, jy moet die woord lees. Nou hoor gou wat sê hierdie woord, met ander woorde, 12 is goddelike regering, vers 1, Alef, hy is die Alef en die Taf, hy is die begin en die einde, die Alpha, die Omega, en nou praat hy, hoor gou wat sê, hy sê, dit is die insettinge en die verordeninge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat Jotai Wafai, die Almagtige, jou Elohim, van jou vaders jou gegee het, om in besit te neem al die dae wat julle mag lewe op hierdie aarde. Dis 'n opdrag. So wie aanbid ek en jy? Ons aanbid die Alef, ons aanbid die skepper God van hemel en aarde, Jotai Wafai, die Almagtige. Hy is ons Elohim. En hy sê, dit is die insettinge, dit is die verordeninge wat julle sorgvuldig. Dit beteken, hier is my huis, julle is die nuwe tempel,
ou tempel is verby, die tent van samekoms is verby. Julle is nou gees, siel en liggaam my tempel, en nou moet julle wandel in my weë, want my huisreëls het nog nooit verander nie. Dit staan vir ewig vas. As jy dit doen, dan het jy 'n hartsbesnydenis. En ek het verlede week, toe sê ek vir julle, dat baie mense is besny, en hulle dink dit gee vir hulle die toegang tot die huis. Glad nie. Jy is ingesny in terme van die verbond, maar jy kan leef soos 'n ongoddelike, dan beteken daai besnydenis niks nie. Jy kan die tsitsie dra, om vir mense te wys uiterlik, dit is wie jy is, maar as jy koud en afsydig en ongemanierd, en jy dra nie die vrug van die gees, dan help daai tsitsie jou niks. Niks. As jy waarlik Elohim respekteer, as jy respektvolle vrees vir hom het, en jy wandel en jy leef in sy instruksies en sy verordeninge, met ander woorde, jy shama, jy's gehoorsaam en jy luister en jy nie net luister nie, jy praat nie net nie, jy doen, en jy doen dit met jou hele hart, met jou wil, met jou totale wil, met al jou emosies, jy doen dit met alles, en jy leef daarvolgens, sal die wêreld sien, jy's apart gesteld. Sal die wêreld sien, jy's anders. Dit bring my by 'n vraag. Wat sê jou kollegas vir jou? Of van jou? Hoe praat jou familie van jou? As jy die huisreëls nakom, en jy doen dit met respekvol, en jy het respekvolle vrees vir Jotwafai die Almagtige, en ek eer hom vir die volmaakte werk op Golgotha wat hy vir my kom doen het, dis genade, net daardeur het ek en jy die gawe van die ewige lewe, en omdat hy dit vir my gedoen het, wil ek hom respekvol eer en respekteer, om te wandel in die weë, in die huisreëls, wat vir hom belangrik is, sodat ek in sy huis kan kom bly. Wanneer ek dit doen, wanneer ek shama, om te luister, om te hoor en te doen en te gehoorsaam, en dit word 'n leefwyse, dan sal die wêreld sien, daar's lig. Sal die wêreld ervaar, daar is sout. Andersins nie. Andersins glad nie. En hier kom 'n ernstige waarskuwing. En nou praat ek met jou geesmens. Hier kom 'n ernstige waarskuwing. Blaai saam met my na die boek van Deuteronomium, hoofstuk 12, vers 28 tot 32. Hoor die woord vandag. Luister, sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou en met jou kinders en die kinders na jou goed sal gaan tot in ewigheid. Sjoe, mense, hierdie is 'n belofte, dat dit met jou goed sal gaan, met jou kinders, met jou kindskinders, met hulle wat daarna sal kom, met ander woorde, jy het hierdie legacy, vir ewig, as jy doen wat goed en reg is in die oë van Jotwafai die Almagtige. Mense, wie praat hier? Wie praat hier? Dit is Jotwafai die Almagtige, ons Elohim, vers 29. So as die Almagtige jou Elohim, die nasies waarna toe jy gaan, om dit in besit te neem en hulle te verdrywe, en voor jou uit te roei, en jy hulle verdrywe en jy in daai land kom woon. Vers 30, nou moet jy pas op, hier kom die waarskuwing. As jy dit doen wat ek vir jou sê om te doen, en jy kom in die huisreëls, en jy doen dit sorgvuldig, met ander woorde, ek hou jou accountable. Vers 30, neem jou dan in ag, dat jy nie agter hulle aan verstik word, nadat hulle voor jou verdelg is nie. Dat jy nie na hulle gode sal vra en sê, hoe is hierdie nasie se gode, wat hulle dien nie? Moenie eens vra daarna nie. Dit mag nie eens deel wees van jou mondering, dit mag nie eens deel wees van jou gedagtelyn nie, dat ek ook so kan doen. Met ander woorde, wanneer jy hulle uitverdryf, en hulle vier pagan feeste, en hulle bring hierdie pagan feeste voor die aangesig van God, wat 'n gruwel is voor hom, en hulle doen dit, en jy verdryf hulle, en jy vra na hulle gode, en jy wil dieselfde doen. Vers 31, so
mag jy nie handel. So mag jy nie handel met Jotawafai die Almagtige jou Elohim nie. Want alles wat vir Jotawafai die Almagtige 'n gruwel is, dit wat hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen. Moenie jy dieselfde doen nie. Want selfs hulle seuns en hulle dogters is verbrand met vuur voor hulle gode. Moenie jy dieselfde doen nie. En hier kom 'n waarskuwing teen afgodspraktyke. Afrik, ons is nou alweer daar. Ja, ons is weer hier. En ek gaan dit herhaal, en ek gaan dit herhaal, totdat hierdie volk tot bekering kom, en terugkeer na Jotawafai op die manier, wat vir hom belangrik is, en nie wat jou pastoor, of jou dominee, of jou profeet, of jou vader, of jou priester vir jou sê nie, wat die woord sê, gaan ek nie ophou nie. Ja, maar jy irriteer ons, is okay, dan irriteer ek jou, soos wat Jeremia, die koning en die profete geïrriteer het, dan is ek nou maar 'n irritasie. Goed, blok my dan. Haal my af. Klim van die kanaal af. Ek gaan aanhou. Gaan nie budge nie. Hierdie is die woord van Skepper God. Frik, gaan jy weer praat oor Kersfees? Wil jy ek moet praat oor Kersfees? Wil jy ek moet vir jou sê, dis son-God aanbidding? Wil jy ek moet vir jou sê, dis die afgod Zeus, en die Romeinse afgod Zeus, wat julle aanbid, en julle bring dit in die heiligdomme in, waar Jotawafai die Almagtige aanbid moet word. En dis 'n tradisie godsdiens, dis 'n kultus, dis uit die put van die hel. Jy het gevra, nou antwoord ek jou. Hier kom 'n waarskuwing teen die afgodspraktyke. Ons deel die vreemde gode van die oosterse lande, van die Egiptiese lande. Ons deel afgoderry. En Elohim is gekant daarteen, hy wil dit nie hê nie. En dit gaan gepaard met afgoderry wat ons inneem, en dit kom op so 'n manier, en mense, ons besef dit nie eers nie. En in Deuteronomium hoofstuk 13, hy sê dat dit moet vernietig word. Dit moet eintlik soos as vernietig word. En in Deuteronomium 13 sê hy, selfs 'n stad, wanneer 'n gemeenskap te doen, haal hulle uit, maak hulle klaar, verwoes hulle, die bandvloed, dat net niks oorbly nie. Die stad moet vernietig word, as hulle vreemde gode dien. Ek wonder hoe gaan ons stede lyk, ek wonder hoe gaan Bloemfontein lyk, ek wonder hoe gaan Durban lyk, en Pretoria, ek wonder hoe gaan Kamieskroon lyk, ek wonder hoe gaan jou huis lyk. Dit sal 'n pynhoop wees, sê die woord, vers 13 tot 16. Lees gesaam met my asseblief die boek van Deuteronomium, hoofstuk 12, vers 2 tot 4. Nou weer eens, 12 is goddelike regering, oomblik wanneer jy vers 2, dan beteken dit ek staan in 'n verhouding met my hemelse Vader en met my medemens, en dit vorm deel van die ketubah, die huwelikskontrak, tot en met vers 4, en vers 4 is natuurlik die symboolwaarde van die Messias, die gesalfde, ook die lettertjie Dalet, die 4de letter in die Hebreëse alfabet. Kom ons lees. Vers 2. Julle moet terdee verniel. Wat beteken verniel? Verwoes. Al die plekke waar die nasies, wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge, en op die heuwels, en onder elke groen boom. Verniel dit. Gaan verniel dit. Gaan kap dit af. Vat die byl, vat die hamer, vat die pik, vat die graaf, gaan haal dit uit. Vers 3. En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel, kap dit met die hamer tot stof. En hulle heilige boomstamme met vuur verbrand, en die gesneede beelde van hulle gode moet julle omkap, en hulle naam van die plek laat verdwyn. Vers 4. So mag julle nie doen met Jotawafai die Almagtige julle Elohim nie. Julle mag dit nie doen nie. En op daai stadium, in hierdie tydperk, in Deuteronomium hoofstuk 13, het daai volke, daai 7 volke, en ek het dit verlede week hanteer, daai 7 volke, het hulle die vrugbaarheidsgodin het hulle eintlik aanbid. En hulle het hierdie klippilare gaan bou op die bergtop, en dat dit kan uitstaan, en almal kan sien wie hulle aanbid. Dit laat my dink aan die kruise reg oor Suid-Afrika. En die kruis het 'n afgodsbeeld geword. Mense gaan toets dit aan die hand van die skrif. Dis 'n katholieke simbool wat ingekom het, en vandag word dit aanbid. Ek het al gehoor wat predikers sê,
bring jou sondes na die kruis. Wie is die kruis? Dis 'n vloekhout. Elke keer wanneer ek 'n kruis sien langs die pad, dan kry my hart seer, want dis die simbool van dood. Mense, hy's vasgenaal in 'n folterpaal. Gaan lees jou woord, gaan lees die mitologie van sy woord, nie 'n kruis nie, asseblief. En almal oor Suid-Afrika en almal oor die wêreld bestempel die kruis as die simbool van Christianity. Die kruise is prominent in die katholieke godsdienstorde. Dink julle dit is reg? Gaan kyk so 'n bietjie, asseblief, gaan doen jou eie huiswerk. Mense, die algemene afgod op daai stadium was die vrugbaarheidsgodin, wat bekend gestaan het as die god van vrugbaarheid onder die Egiptenare, en uiteraard rondom die Kanaanitiese volke op daai stadium, en hulle het hierdie afgode aanbid. En hier kom die opdrag om te sê, gaan verniel dit, gaan kap dit af, gaan verbrysel dit, maak dit tot niet, dat dit 'n ashoop sal word. En vandag het ons dieselfde situasie in ons lewens, die vrugbaarheidsgodin, en ons dra allerhande goeders, en ons dra allerhande kentekens, en ons dra hangertjies, en ons dra oorbelle, en ons dra 'n klomp dinge, wat ons vereenselwig met dit. Gaan kyk asseblief, en ek sê weer, ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Kom ek sê gou vandag vir jou, wie is Elohim? Wat jy net kan besef, met wie het ons te maak, want baie mense dink, ag, dis maar net 'n woordjie in die Bybel, om te sê, hy is die ewige God. Kom ek sê gou vir jou, met wie het ek en jy te maak? Lees gou saam met my in die boek van Jesaja, hoofstuk 46, vers 9 tot 10. En ek wil vandag verklaar, hy is die bron van ons lewe. Mense, die bediening waarin ek staan, is net die sisteem. Die sisteem sorg vir my. En ek wil vandag dankie sê vir mense wat ons help. Dankie vir mense wat vir ons bid. Dankie vir mense wat saai in Menorah Tabernakel. Dis die sisteem. Die sisteem voed ons. Dis die rivier of die spruitkrit wat vir ons daagliks voorsien. Dankie vir julle wat Abba kan vertrou as rentmeester vir sy koninkryk. Dankie. Dankie. Dankie dat julle saai. En ek verklaar vandag in die naam van Yeshua, dat ons nooit na die vrugbaarheidsgodin sal beweeg, in terme van my landerye en my oeste, en die reën kom nie, en ek het geplant, en my geloof wankel. Ons kan nie, hy is die bron. Ek eer Abba, ek eer hom vandag. Ek ken 'n klompie boere wat groot saailande het. En daai manne se geloof, of dit nou reën of nie reën nie, hulle geloof staan sterk. Ja, wat 'n inspirasie. En dis die liggaam, nê. Ons moet as die liggaam by mekaar kom, en ons moet 'n eenheid vorm, want as daar eenheid is, mense, is daar salwing, is daar lewe, is daar seëninge. Jesaja 46 vers 9 tot 10. Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek Jotywafai die Almagtige is. Hy is, en daar is geen ander nie. Hoor wat sê hy? Hy sê ek is ja, en daar is niemand soos ek nie. Nou ek bid dit baie om te sê, Abba, wie is daar soos u? Daar's niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde wat met u vergelyk kan word nie. U alleen is aanbiddingswaardig, u alleen is lofprysingswaardig. Vers 10, want van die begin af verkondig tot die einde. Hy ken hierdie woord, van die begin tot die einde. Hy ken alles, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Dis wie ek en jy aanbid. Hy is die ewige, die almagtige, die heilige van Israel. Die een wat was, die een wat is, en die een wat weer sal kom, en hy het nog nooit verander nie. Halleluja, hy is die bron van ons lewe. My vertroue is in hom, die skepper God van die hemel en die aarde. En ek wil vir jou vriendelik waarsku, jy kan hom nie omkoop nie. Jy kan hom nie manipuleer nie. Hy ken jou hart. Jy kan nie goedjies doen om hom te beïndruk nie. Ja, maar ek het dit gedoen, en hoekom kry ek nie hierdie seën nie? Hy toets my. Hy toets my en jou afhanklikheid teenoor hom, en baie keer vat hy ons deur 'n drukgang om te kyk, waar lê ons lojaliteit? Hy toets ons. Waar lê my nederigheid?
Waar lê my dankbaarheid teenoor hom? Hy toets ons. Hy sit jou partykeer in 'n moeilike fase van jou lewe, nie om jou te benadeel nie, maar om jou te vorm, om jou te mold en in lyn te bring met sy karakter. Dis wat hy doen. En baie keer, en ek hoor dit, en ek sê nie jy is verkeerd nie, en ek sê nie ek is reg of ek is verkeerd en jy is reg nie, maar ons moet baie keer versigtig wees oor ons hartsmotiewe. En veral wanneer ons eintlik, hoor my hart, wanneer ons baie keer eintlik nie 'n verhouding het met hom nie. Ons eerbiedig nie sy huisreëls nie. Ons maak en doen net wat ons wil. En nou is daar chaos in my lewe. Ek staan dalk voor 'n egskeiding, ek het 'n finansiële insinking, daar's goed teen my, goed gebeur in my lewe, ek kan die trauma nie hanteer nie, maar ek het nie eintlik regtig 'n verhouding nie. En nou besluit ek, nou gaan ek vas, en nou gaan ek bid vir die volgende 3 weke. Ek bly jy stil, want mense doen dit. En nou moet Abba antwoord, en nou moet hy reageer, want ek bedoel, ek vas mos nou, en ek bid mos nou. Wat doen ons eintlik? So ons nie besig met 'n manipulasie game nie, met 'n tit for tat nie, ek doen dit en jy moet dit vir my doen nie. Hy werk nie so nie. Hy toets jou. Hy kyk ook na jou 3 weke, wat gaan jy daarna doen? Hoe gaan jy dan leef? Gaan jy terugkom na hom toe in gees en in waarheid, dat jou lewe in terme van dissipline en koninkryksorde, dat dit 'n leefwyse word, of gaan dit maar net weer so lukraak wees, op en af, net what skip one? Hoe gaan dit wees? Hy gaan bepaal of jy dit doen uit liefde, en of jy iets by hom wil kry. Hy's nie, ou terme, hy's nie die 5de wiel in die wa nie. Ek doen dit uit liefde. Ek doen dit omdat ek hom lief het. Hy is my eerste liefde, ek soek hom elke môre. As my probleme kom, is ek heel eerste by sy voete. Ek klop en ek soek en ek vra en ek smeek. Ek sê, Abba, ek gaan deur dit. My kind, ek help jou, my kind, want jy's in my huis. Jy's in my huis en jy's onder my huisreëls. Ek sal jou beskerm. Jy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Jy sal kom in die skuilplek van die Allerhoogste. Ek sal jou oordek met my vlerke. Ek gaan kyk hoe jy my aanbid. Ek gaan kyk wat se tyd sit jy in. Want jy sit 20% tyd in en jy verwag 100% return. Moenie my manipuleer nie, sê God. Moenie dit doen nie. Ek is die bron van alle bestaan. Dis duidelik jy het nie 'n idee wie ek is nie. Duidelik, die volk het dieselfde fout gemaak toe hulle uit Egipte uitgetrek het. Hulle het net gedink hy's daar vir miracles en water en vleis en voorsiening en genesing en die wolkkolom en die vuurkolom. Hulle het nie geweet wie is hy nie. En die oomblik toe hy begin praat en hy bring sy ketuba, toe druk hulle ore toe en hulle sê vir Moses, praat jy, ons kan nie. Deuteronomium waarsku ons. Hy waarsku ons teen die valse profete. En hy waarsku ons teen die afgodspraktyke. Hoekom? Want dit gaan my ekef benadeel. Dit gaan my pad waarop ek moet loop om te kyk waar ek moet loop. Dit gaan my pad vertroebel. Ek gaan nie kan sien waar ek loop nie. En as ek nie kan sien waar ek loop nie, is ek eintlik by implikasie blind. Dis blind. Deuteronomium 14 vers 1 tot 2. Lees gou saam met my. Onthou net, ons kan nie betrokke raak met afgodspraktyke en ons kan nie betrokke raak met valse profete nie. En ek en jy moet op ons hoede wees. Ons moet versigtig wees, want hierdie goed gaan ons sig belemmer as die eindtyd breek. Onthou ons tema vandag is om te kan sien soos wat die koning sien en om die oë van die bruid te hê om dieper te kan kyk as net die sigbaarde. Dis hoekom dit vir my so belangrik is om na simbole te kyk. Byvoorbeeld, as jy na simbool kyk, wat is die simbool op die sigbaarde? En dan wat is die allegoriese betekenis van die simbool se betekenis agter die simbool? Dis my baie belangrik. Goed, Deuteronomium 14 vers 1 tot 2. Hy sê, julle is kinders van Jotywafai die Almagtige, want hy is julle Elohim. Maar wat sê hy nou? Hy sê, julle mag julle terwille van 'n dooie, nie stikkend kerwe of 'n kaalte tussen julle oë maak nie. Hy praat hier met die manne.
Julle mag nie terwille van 'n dooie, julle stikkend kerwe, of 'n kalte tussen julle oë maak nie. Vers 2, want, hier kom dit, hy begin ons met vers 1 en hy sê, julle is kinders, want julle is 'n heilige volk, halleluja, aan wie? Aan Jotai-Wafai die Almagtige, julle Elohim, en jou het Jotai-Wafai verkies, om sy eiendomsvolk te wees, uit al die volke van hierdie aarde. Dis ek en jy. Dis ons posisie. Nou sê hy, pas op, dat julle nie dit doen, wat die heidense nasies doen nie. Dat julle nie soontoe gaan nie. Want as julle soontoe gaan, het julle moeilikheid, dan raak julle betrokke met hierdie afgodspraktyke, en ek het nou vir julle gesê, pas op, wees op julle hoede, wees wakker en nigter, want dit gaan heel waarskynlik kom. Deuteronomium 14 vers 1 en 2. Kom ons gaan lees wat dit beteken. Levitikus hoofstuk 19 vers 26 tot 28. Vers 26. Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie. Julle mag nie met verklaring van voortekens of golery omgaan nie. Moenie met mediums betrokke raak nie. Moenie met die afgestornes praat nie. Moenie oja bordjie speel nie. Moenie glasie en vertel nie. Ek noem sommer net 'n klomp name. Vers 27. Hoor nou mooi. Julle mag die rand van julle hoofhare nie rond wegskeer nie. Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. Hoekom sê hy dit? Frik, hoekom het jy dan nie 'n baard nie? Dis nie waarvan hy praat nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy sê, want julle doen dit tot eer van die dooies. Vers 28. Julle mag ook terwille van die dooie geen snye in julle vlees maak en geen inprinte tekeninge in julle vel maak nie. Want ek is Jotai-Wafai die Almagtige. En hy het hierdie ingebring, want die heidense nasies, as iemand tot sterwe gekom het, dan het hulle hare afgeskeer. Hulle het hulle baarde afgeskeer. Hulle het hulle ingeprink. Hulle het snysels gemaak in hulle liggame. En dit was die heidense praktyk gewees in daai tyd, wanneer mense gerou het oor 'n geliefde wat tot sterwe gekom het. Dan het hulle vleessnye in hulle liggame gemaak. Hulle het hulle baarde afgeskeer, hulle het hulle hare afgeskeer as 'n teken van 'n rouproses oor iemand wat dood is. En met ander woorde, hulle het hulle liggame geskend. En as jy jou liggaam skend, gaan lees wat sê die woord. 1 Korintiërs 3 vers 16, as jy my tempel skend, sal ek jou skend. Weet julle nie, 1 Korintiërs 6 vers 19, dat julle nie aan julle behoort nie, maar julle is die tempel van die Heilige Gees. Pas op dat jy nie jou liggaam skend, soos wat die heidene dit doen, met inpriksels en snye, wat in hulle liggame maak, as 'n teken van hulle rou oor die dood, en hulle skend hulle liggame, en Elohim sê, ek is gekant daarteen, dat jy nie jou liggaam met inprinksels maak in die geval van 'n rouproses nie. Want dit was die praktyk van die heidense priesters. Hulle het hulle koppe kaal geskeer. Hulle het hulle liggame gesny as tekens van rou. Want die idee was met tattoos om bloed te skenk aan hulle wat gesterwe het. Dis 'n heidense priesterlike ritueel. Dis 'n kultiese ritueel praktyk na aanleiding van die dooies. Nou skok ek jou. Dis wat die woord sê. Ek is die boodskapper van die woord. So mense, nou moet jy gaan kyk, waarmee is ons besig? En hierdie goed het ingekom van die oosters af, en van die heidense volke, en hulle het ingekom, en nou soos onder hulle. En nou word ons vergiftig onder, en dit maak my oë blind, dat ek nie kan ekef om die goeie pad te sien nie. En ek is die eindtyd bruid, my oë is versluier, 2 Korintiërs 4 vers 4, sodat ek die waarheid nie kan sien nie. En omdat ek nou dink, dis okay, want almal doen dit, en ons word nie gewaarsku van die kansels af nie, doen ons almal dit, en ons is blind, en een blinde lei ander blinde, en nou doen ons dit, en ons skend ons tabernakels, ons skend ons tempels, en ons val in dieselfde ritueel as hierdie heidense afgodspriesters.
En ons rou oor die dood, en ons skenk bloed, want dit gaan gepaard met 'n verbond. Oomblik wanneer ek daai naald in my liggaam insit, dan gaan dit gepaard met bloed. Met ander woorde, dis 'n bloedoffer aan Hasatan. Dis 'n bloedoffer in 'n heidense praktyk, wat 'n gruwel is in die oë van Jothy, waarvan die Almagtige, en hy sê, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. En in Deuteronomium hoofstuk 11 vers 26 sê hy sê, kyk, rehe. Ek hou vandag vir julle die seën en die vloek voor. Dis presies wat ek nog die hele oggend mee doen. En die eerste woorde is nie luister nie. Die eerste woorde is sien. Kom ek lees nou weer. Hy sê, kyk, rehe. Ek gee vandag vir julle die seën en die vloek. Ek gee vir julle die dood en die lewe. Kies asseblief die lewe. Hy begin nie om te sê, luister nie. Hy begin om te sê, kyk. Met ander woorde, sien. Hoekom begin alles by sien? Want jy sien is eintlik perspektief. Want Eva het eers gesien. En toe sy sien, het sy begin begeer. En toe sy begeer, het sy geneem. En toe sy geneem het, het sy geëet. Sy het die dwaalleer geëet. Sy het die wêreldgodsdienst geëet. Sy het dit geëet, die boom van kennis van goed en kwaad. Sy het dit geëet en die gevolge was, sy is verwyder uit die tuin van Eden. Openbaring 22 vers 15. En buite is die honde en die afgodsdienaars en die afgodpraktyks, mense wat dit nakom, en die dronkaards en die leenaars en die hoereerders, buite is hulle. Hulle is buite die tuin van Eden, want die boek Openbaring is die einde wat reeds in die begin bepaal word. Jesaja 46. Hy ken die einde van die begin. Halleluja. En dis hoekom Yeshua later sê, hy sê, die oog is die lamp vir die liggaam. Jy sien eers en dan doen jy. So die geveg is nie eers by die hand nie. Die geveg is heel eers by die oog. Dit wat ons sien, wat my perspektief verander. En ons is, ek sê weer, Suid-Afrika is vervul met seks. En ongoddelike seks. Mense, ek kry die oproepe man, ek kry die boodskappe, ek doen die berading met verwoeste huwelike oor pornografie, in Facebook verhoudings, mans en vrouens, en die afgod Bagas. Ja, ek en jy aanbid die heilige van Israel. Hy is die Alef, hy is die Taf. Wie wat is my interessant? Dat die woordjie rehe, wat beteken kyk of sien, begin met die letter resh. Nou, resh beteken hoof, dit beteken denke, dit beteken perspektief. So, die woordjie ekef, wat sê sien, om soos die koning te kan sien, so waar lê my oë? My oë lê in my hoof. So, die oomblik wanneer ek dit sien, dan word my denke gekontamineer, of my denke word suiwer, en ek ontwikkel 'n ander perspektief. Dis die woordjie resh, en die woord rehe begin met resh, en dan begin hy met alef, met ander woorde os, die koning, die vader, met ander woorde, wanneer ek kyk uit my hoof uit, verander my denke, my perspektief verander, die volgende letter in hierdie woord rehe is alef, die koning, die vader, sien soos die koning sien. En dan volg die woordjie hy wat beteken asem, dit beteken lewe, dit beteken openbaring. En dis die woordjie rehe. Is 'n resh, 'n alef en 'n hy. Kan jy sien hoe belangrik is dit, dat ek en jy as die eindtyd bruid moet reg kan sien. En waar begin dit? Dit begin met, kyk, ek staan op die weë, op die ou paaie, en ek vra na die goeie weg. Hoekom sien ek dit nie? Hoekom ervaar ek dit nie? Met ander woorde, wanneer die mens sy kop onder die alef plaas, word hy geopenbaar die pad wat hy loop deur die ruach. Dis wat die woordjie rehe beteken. So waar moet my kop wees? Onder die beskerming van die Allerhoogste. Wat gebeur dan? Dan word verborgenhede geopenbaar, om dan te kan sien, soos wat die eindtyd bruid kan sien. Mense, kan jy sien hoe diep is hierdie woord? Mense, dis presies wat Filippense 2 vir ons kom leer. Laai gesaam met my asseblief na Filippense 2 vers 5.
Ek hoop jy geniet dit. Ek hoop jy's nog by my. Ek hoop jy maak aantekeninge. Ek hoop jy het nog jou woord by jou. En dat ek en jy sommer net die salwing van die Heilige Gees kan beleef en ervaar op hierdie pragtige, apartgestelde dag, Shabbat. Filippense 2 vers 5. As jy hom het, dan sê jy, Halleluja. Alright, die gaan ons. Want hierdie gesindheid, wat is 'n gesindheid? Die goddelike gesindheid, wat leef en wandel onder die huisreëls. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Messia Yeshua was. Dit beteken, ek en jy kan nie reageer op ons emosies nie. Ek en jy reageer op geloof. Ek en jy reageer op die woord en die inspraak van die woord. Nou sê die woord, hy sê wat hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Yeshua Messia was. Met ander woorde, my manier van dink, my manier van hoe ek dinge sien, en dan in ander woorde my perspektief, my ingesteldheid, die manier waarop ek besluite neem, my wêreldbeskouing, wanneer ek na die wêreld kyk en ek sien wat in hierdie wêreld aangaan. Met ander woorde, ek moet dink soos die Messias dink, ek moet praat soos hy, en hy kom by die disippels in Matteus 4 vers 17 en hy sê vir hulle, ouens, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit beteken, ek en jy moet wandel met 'n hemelse perspektief op hierdie aarde, en ons moet hemel sien op aarde, sodat die openbaarmaking van sy woord ons lewe kan verander om in lyn te kom met sy karakter. Dis wat ek en jy moet bewees. En dis presies rehe, om te kan sien soos die koning sien. Hy vra nie dat ons anders moet optree nie. Hy vra dat ons anders moet sien. En die oomblik wanneer jy anders sien, verander jou pad, verander jou wandel. So hoe die Messias gedink. Nommer 1, hy het homself leeggemaak. Ek en jy moet klaar kry met die trots. Ons moet klaar kry met ons hardnekkigheid. Ons moet klaar kry met ons hardkoppigheid. Ons moet klaar kry met eie sinnigheid, want dis beeldediens. Dis eintlik afgoderry. Yeshua Messia die gesalfde, Filippense 2 vers 7, hy het homself ontledig. Hy het nie sy identiteit verloor nie, maar hy het sy regte prys gegee. Mense dink goed daaraan. Hy is die koning van alle konings, en hy het sy regte, sy goddelikheid, het op die spel kom plaas. Hy het mens geword, hy het onder ons kom woon. Hy het nie sy identiteit verloor nie. Hy het sy regte kom prysgee. Vir wie? Vir my en vir jou. Hy het ons in gedagte gehad. En die wêreld vra vandag, maar wat is my reg? Huwelike. Ek het baie huwelike wat vra, maar wat is my reg in hierdie huwelik? En hoekom mag ek nie dit nie, en hoekom nie dat nie? Hier wat vra die Messias. Hy vra, wat kan ek doen? Wat kan ek doen? En die woord leer my in Filippense 2 vers 8, hy was gehoorsaam tot die dood toe. Gehoorsaamheid is nie 'n plig nie. Gehoorsaamheid word 'n leefwyse. Ek wil gehoorsaam wees aan sy woord. Ek wil gehoorsaam wees aan sy instruksies, sy huisreëls. Hy het hom nooit self, het hy hom opgehef nie. Hoekom doen die mens dit? Hoekom is die mens so selfverhewe? Hoekom? Waar het ons dit gesien? By Yeshua? Nee. Die woord sê hy was tot die dood toe, was hy gehoorsaam gewees. Hy het homself ontledig. Mense, hy het 'n handdoek om sy lyf gebind. Hy het sy skoene uitgetrek, hy het die disippels se voete gewas. Die woord sê hy het nie gekom om gedien te wil word nie, hy het gekom om te dien. En baie mense sien dit net op sigwaarde, maar hulle verstaan nie die diepere betekenis nie, want daar's nie storytelling daarin verbonde nie. En dis die patroon van die koninkryk. Die patroon van die koninkryk is nie om verhoog te word nie, maar die patroon is om te lei, om te dien, ek gaan dit in Engels sê, to be a servant leader. Dis presies wat Yeshua was. En dis 'n gesindheid nie van Abba, wat kan u vir my doen nie? Dis om te sê, Abba, wat wil u hê moet ek vir u doen? Abba, ek wil dit doen in die koninkryk. Abba, ek wil u oplig, ek wil u uitlig. Dit gaan nie oor my nie. Abba, kom vat my uit die wee uitkom. Sit my eenkant, sit my in die agtergrond. Kom u op die voorgrond asseblief. Dit gaan nie oor my nie. En die mooiste voorbeeld is Yeshua, die koning van die heelal, wat gebuig het en die voete gewas het van sy disippels. Waarom? Want die koning dien. Dis 'n koninkryksbeginsel. En dieselfde Gideon later. En ek praat juis weer oor
die mens wat homself wil verhef, die hele tyd. Dit gaan oor my image, dit gaan oor my brand, dit gaan oor dit. Ek doen nie hierdie boodskappe vir enige well done ou frikkie, jy het goed gedoen nie, ek doen dit nie dit vir dit nie. Abba het my geroep om die waarheid te verkondig. Hoekom sal ek hierdie goed preek, en hoekom sal ek hierdie goed doen, as ek boodskappe in die week kry van predikers, waar hulle gemeentelede vir hulle 'n boodskap gestuur het van my, en ek ontvang sy repliek om te sê, ek hoop nie jy luister na hierdie man nie, want hierdie man moet eintlik sy eie Bybel skryf, want hierdie man is Hebrew roots, en hierdie man is Israel beweging, en hierdie man is 'n valse profeet, en hierdie man dit, en hierdie man dat. Dis die boodskappe wat ek kry. So Frik, hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Definitief nie vir dit nie. Ek kan jou my boodskappe wys. Ek sal dit vir jou aanstuur. Jy kan sien hoe predikers my uithaal en my vloek. Jy kan sien hoe groepies my bespreek. Ek doen dit nie vir likes en vir aansien nie. Ek doen dit want die woord moet uitgaan. En ek is nie bang om die woord reg te verkondig nie. Ek is nie bang vir dit nie. Ek is nie bang vir dit nie. Ek staan soos Jeremia in die tempel en ek sê, julle is besig met afgoderry, hou op met jou hoerery, hou op met jou gesuipery, hou op met jou buiteegtelike verhouding, hou op vloek en skel. Nee, jy's verkeerd. Ek sê dit vir mense. Ekskuus, ek raak opgewonde oor dit. En toe Gideon met 300 man, dis hoekom hy gesê, daar was 32.000 manne gewees. En Gideon vra vir hulle, hoor die ouens, is julle bang om te gaan oorlog voer? Hulle sê, ja, ons is bang, hulle bewe. Gideon sê, hulle gaan huis toe, gaan lê by hulle vrouens, gaan klim in die bed en gaan slaap. En daar bly 10.000 ouens oor. En hy 10.000 ouens sê vader, hy sê Gideon, julle is nog steeds te veel, want julle gaan staat maak op julle self. Julle gaan sê, wow, nee, dis ons krag en ons strijdwaans en ons wapentuig en ons effektiwiteit en ons menslike vermoë. Ons gaan, hy sê nee, gaan water toe, gaan drink water. 300 man bly oor. En hy haal vir Gideon uit van 'n wegkruip mentaliteit na 'n koninklike regeerder. Wow, dis amazing. En die volk sê, Gideon, jy moet waarlik die koning wees. Gideon, jy moet oor ons regeer. Gideon draai om en hy sê, nee. Het gaan nie oor my nie. Hy sê vir die volk, hy sê, daar's een wat oor julle regeer. Sy naam is Jotai, Wafai, die Almagtige. Ek ben nie hierdie posisie hier nie. Weet wat? Gideon het koninkryksgesindheid verstaan. En ek en jy moet dit begin verstaan. Mense, kan ek vandag iets vir jou sê asseblief? Ek en jy word nie verander deur harder te probeer, meer Bybel te lees, meer te bid, meer te vas, meer te dit, meer te dat nie. Ons word nie verander daardeur nie. Ek en jy word verander deur dit wat ons sien. Wat sien jy? Wat is jou oë op gefokus? Wanneer jou oë verander jou denken. Ons het dit net gesien met die resh, met die alef en die hy. Ons het dit net gesien. Wanneer jou denken verander, dan verander jou gesindheid. Wanneer jou gesindheid verander jou lewe. As jou lewe verander, is daar uiteraard nuwe resultate in jou lewe. En dis hoekom Romeine hoofstuk 12 vers 2 so belangrik is. Hy sê, word verander en word vernuwe hier. Hoe word ek hier vernuwe? Deur dit wat ek sien. Wanneer ek dit sien, vind hier 'n verandering plaas. En as my verandering plaasvind onder die Alef, die heilige van Israel, dan kom sy gees, sy ruach, en hy kom verander my. Hy kom verander my spraak, hy kom verander my hart, hy kom verander my sig. Met ander woorde, sien voordat jy loop. Israel ontvang nie eers die opdragte nie, Israel ontvang eers 'n visie. Hy sê beloofde land. Want as jy nie reg sien nie, gaan jy nie reg loop nie. Jy moet dit vandag verstaan. En dis wat Jesaja 55 vir ons kom sê. Hy sê, kom koop sonder geld. Die ewige lewe kos jou nie 'n prys nie. Sy salwing kos jou nie 'n prys nie. Dit kos net gehoorsaamheid. Om by teenwoordigheid te wandel, om te eerbiedig die huisreëls wat ek vir jou daar gee. Want jy sien, die natuurlike oog wil altyd net koop. Maar die geestelike oog kom ontvang van die bron van die lewe.
die Alef en die Taf, die heilige van Israel. En dis hoekom Johannes sê, en Yeshua praat en hy sê, ek is die brood van die lewe. En dis verniet. En ek besef net vandag dat mense die brood gesien. Hy sê van ek is die brood van die lewe. Hier is ek. Die manne wat geval het in Exodus hoofstuk 16, en die manne wat nou hier is, ek is die ewige brood. Hulle het die manne geëet in die woestyn en hulle het gesterwe. Maar hy wat van my eet, hy wat van my kom drink, sal lewe tot in alle ewigheid. En wanneer jy in my glo, soos wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Halleluja! Dis die salwing van die Heilige Gees. Die mense het die brood gesien, maar Yeshua praat oor homself. Hulle sien die fisiese brood, maar hy praat van die hemelse brood. En daai hemelse brood moet deel wees van my en jou lewe vandag, op hierdie Shabbat, waar ek en jy moet transformeer. En nou kom Matteus 16 en hy sê vir hulle, ouens, pas op vir die suurdeeg. Pas op vir predikante. Pas op vir valse profete. Mense, Deuteronomium 13. Deuteronomium 13. Moenie afgode dien nie. Dis my opskrif. Gaan toets my aan die hand van Deuteronomium 13. Gaan toets jou pastoor of die persoon na wie jy luister aan die hand van Deuteronomium 13. Gaan lees Deuteronomium 13. Gaan lees hom heeltemal. Gaan toets my. Gaan toets vandag se woord aan die hand van die skrif wat ek vandag vir jou gegee het. Dan besluit jy self. En Matteus sê duidelik, hy sê pas op vir die suurdeeg. Moenie na die brood kyk nie, ons het nie brode saamgebring nie, dis nie waarvan hy praat nie. Yeshua praat van leringe. Pas op dat jy vir jou predikante kry, en predikers kry, wat jou ore streel. Want hulle gaan jou verblind, hulle gaan jou benadeel, jy moet dit vandag weet, en jy kan dit nie bekostig nie. En in hierdie Torah porsie 47 is daar 2 berge. 2 berge, is amper soos die 2 bome, nee, die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad, en ek en jy staan voor 'n keuse. Soos die 2 berge in hierdie gedeelte. Die eerste berg is Gerizim en die tweede berg is die berg Ebal. Die een symboliseer die seën en die ander een symboliseer die vloek. Die een groei en die ander een is dood. En in Deuteronomium hoofstuk 11, wat hierdie 2 berge vir ons deurgee, gaan oor vrugbaarheid. Die een is groen, dat is pragtige hellings, en die ander een staan op dieselfde grond, dieselfde omgewing, dieselfde temperatuur, dieselfde son, alles is presies dieselfde, en die ander een is onvrugbaar. En die 2 berge, soos ek nou net gesê het, dieselfde grond. So die uiterlike omstandighede is nie die bepalende faktor of daar lewe of dood in jou lewe is nie. Dis wat jy sien, en dis wat hier binne gebeur in jou gees mens. Pas op vir die suurdeeg aan die binnekant. Jou reaksie op uitdagings, jou besluite wat jy neem, gaan bepaal op watter berg jy gaan eindig. Jou keuses wat jy gaan maak, gaan bepaal op watter berg jy gaan eindig. Of die berg van groen hellings, of die een wat dood is. Jy moet die keuse maak. En wanneer ek en jy shama, ten opsigte van die woord, ons luister en doen en ons is gehoorsaam, sal jy opeindig op die groen berg met die pragtige heuwels. Interessant dat hierdie volk op hierdie stadium staan in die middel van hierdie 2 berge. En hulle moet 'n keuse maak, en daarom sê die woord, hy sê, ek hou jou die lewe voor, en ek hou jou die dood voor, die seën en die vloek. En ek wil jy moet 'n keuse maak, en my gebed vir jou is, kies die lewe. Kies die lewe, Johannes 10:10, die duiwel het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar Yeshua Messia, die gesalfde, het gekom sodat ek en jy kan lewe, en 'n oorvloed daarvan kan geniet. Hoekom geniet ons dit nie? Hoekom nie? Want ons perspektief is verkeerd. Ons is versluier. En omdat ons die leuen glo, het baie van ons die krag van die leuen, 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Ek wil gou vandag vir jou sê dat niemand is gebore of 'n seën of 'n vloek nie. Ons is gebore na die beeld van Skepper God, en die keuses wat ons maak in ons lewens, en hoe ons gemold is, en hoe ons verander is, en wie het ons verander, na wie het jy geluister, en wie is jou mentor, en wie het dit, en wie het dat, dit het ons kom verander. En as ek en jy net kan besef, maar as ons terugkom na die woord toe, om verander te word, in lyn met sy karakter. Die volk staan in die middel. Hoe staan hulle in die middel?
Hulle moet 'n keuse maak, of die seën of die vloek. En dis die geheim. En dis hoekom Messia Yeshua, die gesalfde, gekom het in Johannes hoofstuk 3. Hy sê, ouens, die lig het gekom. Hier is die lig. Maar ek sien, julle sien dit nie. En julle leef in die duisternis. En hy het gekom in hierdie wêreld as 'n ewige lig. En die duisternis het hom nie oorweldig nie. En in hierdie Torah porsie praat hy van die plek wat gekies is om hom te aanbid, en op daai stadium was dit Jerusalem. En vandag, halleluja, is ek en jy die tempel van die Heilige Gees. En hy kom gee die tekens. Hy sê, ek sal die plek kies, en dit strook met Deuteronomium 16 vers 16, 3 keer 'n jaar. 3 keer 'n jaar moet julle kom op die plek wat ek sal kies. Nou op daai stadium was dit Jerusalem. En nou, in 2026, is ek en jy die tempel. Hy woon hier. Weet julle nie, julle is die tempel van die Heilige Gees nie. Julle is my tabernakel. Halleluja. Waar jy kom is ek. Kom aanbid my op my manier, op my huisreëls, wat van toepassing is in my tabernakel. Julle behoort nie aan julleself nie. Julle is die tempel. Julle is die uiteindelike gekiesde woonplek. Nie 'n berg nie. Nie 'n berg nie. Julle is die bruid. Julle wandel in bruidskap. En die valse profeet, en hy praat in hierdie gedeelte, in hierdie Torah porsie, Ekef, praat hy oor die valse profeet, en hy sê, ek gee vir julle waarskuwing, pas op, hulle gaan vir julle verblind, en omdat misleiding ingekom het, gaan julle sig van julle beroof word. En presies dieselfde het gebeur in Genesis 3, waar die duiwel by Eva kom en hy sê vir haar, het Elohim werklik dit gesê? Matteus 24 kom Yeshua, Messia, die gesalfde, en hy praat en hy sê 3 keer, pas op, wees versigtig vir die baie verleiers aan die einde van die dag, en ek sê dit vandag ook vir jou. 2 Tessalonisense hoofstuk 2, hy sê, en die verleiding vind plaas deur die wondertekens en die tekens van Hasatan, en die mense gaan dit sien, en hulle gaan met verwonderend agter hom aanloop, Openbaring 13, en die hele wêreld gaan mislei word deur dit wat hulle sien. Yeshua sê, pas op, wees wakker en nugter, wees wakker. En in hierdie Torah gedeelte praat hy oor die onrein diere en die rein diere, en het gaan oor hoe ek en jy moet rein leef, ook voor sy aangesig, selfs in terme van ons dieet, en selfs in sy goddelike huis, is daar dieetreëls wat ek en jy moet nakom. En elke dier openbaar sy karakter, elke dier. As jy net mooi daaraan dink, dit is sommer net my persoonlike simboliek aan hierdie rein diere en hierdie onrein diere. Dis glad nie skrif nie, sommer net my simboliek. Ek skryf dit neer, ek sê, hey, wag so 'n bietjie. Hierdie diere mediteer. Met ander woorde, hulle lê en hulle kou en hulle dink en hulle kou weer met die blaarpens en hulle mediteer. Jy al gesien as 'n beer so lê en hy kyk so een kant. Hy staar so. Ek wonder wat is in sy gedagtes. En hy kou. Nou ek sien dit as mediteer, herkou, dink, kou weer, neem ek die regte besluit, gaan ek dit doen. Dis die herkouer. Die gesplete hoof, dis nou maar net my sienswyse. Hulle mediteer maar sonder enige onderskeiding. Hulle kou, voep, en is hy, en hy's weg, en dan gaan hy, en dis meer as wat dit enigstens kos is. Dit word uiteraard ook nie bestempel as voedsel vir die liggaam nie. En mense, dan kom 'n belangrike gedeelte in hierdie spesifieke Torah porsie, Ekef. En dan praat Vader oor 3 belangrike feeste. Hy praat oor Pesach, hy praat oor Shavuot, en hy praat oor Sukkot. En ons sien dit as feeste. Ons sien dit as heilige samekomste, en dit is opgeteken in detail in Levitikus hoofstuk 23. En ek besef dat Pesach, aan die woorde die bloed van die lam, samehangend met die fees van ongesuurde brode, is 'n 7 dae periode. Die fees van Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, is basies net 2 dae, maar ons hou dit vir 7 weke om die bruid voor te berei, om in karakter te kom
met ons hemelse Vader, sodat sy Ruach, sy Heilige Gees, op die bruid kan uitstort. En dan die laaste fees is natuurlik die Sukkotfees, wat 7 dae lank duur, en op die 8de dag is dan 'n heilige dag. En ek sien hierdie nie net as 'n fees nie, maar ek sien dit ook as die verlossingsplan, wat ons hemelse Vader vir ons beplan. Nou sal ek vragtig mense kry wat vir my sê, dis Joods. Mense asseblief, weet wat beteken Pesach? Pesach beteken verlossing. Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, beteken vorming. Ek moet gevorm word in lyn met sy karakter. En dan Sukkot beteken inwoning. Ek sit aan die tafel van die bruilof van die lam. Openbaring 22 sê, die Gees sê kom en die bruid sê kom. Waarheen? Na die bruilof van die lam. Halleluja. En dis waar ons moet wees. En Openbaring 21 hoor hy sê, en die tabernakel van Elohim het by die mense gekom. Prys sy wonderlike naam. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag deel is van hierdie, wat my aan betref, 'n fenominale woord uit die woord uit. En ek besef vandag is die 8ste Augustus, nou is nou die wêreldkalender, okay? Ek werk nou nie op die Bybelkalender of die Hebreëse kalender nie, ek sê sommer net, dis vandag die 8ste Augustus, vir alle praktiese doeleindes, en ek wil nie nou argumenteer of in debatte ingaan nie, asseblief nie, hemel, die mense maak my moeg. As Frik sê die maand van Augustus, dan kry ek so 'n lang boodskap, Frik, dis nie die wêreld, dis die wêreld. Ek weet, hierdie is net, ek deel dit met jou, ek praat met jou. Die getal 8. Die getal 8. Dis die 8ste Augustus. Hierdie jaar val Rehe om te kan sien op die 8ste Augustus. En dis ook die Hebreëse letter Get. Nou Get beteken lewe, dit beteken hek, dit beteken omheining, verbond en 'n nuwe begin. Dis die letter Get, dit is op die 8ste Augustus. So dis 'n dubbele porsie van 8. Met ander woorde, verdubbel dit. Verdubbel die dubbele nuwe seisoen, dubbele inwoning. Is dit toevallig? Nee. So die dieper betekenis, kom ons kyk so 'n bietjie dieper in hierdie woordjie Get, dit bestaan uit 2 pilare wat verbind word met 'n dak. 2 pilare wat verbind word met 'n dak. En dit lyk soos die huwelikskamer. Die lettertjie Get. 2 pilare met 'n dak. En dis die huwelikskamer. En dit gaan oor die verhouding tussen die bruidegom en die bruid onder een verbond. En wanneer die bruid, ek en jy, ons oë oopmaak en ons sien wat ons vandag behandel het, dan kan ons instap. As ons die bruidskamer sien, dan kan ons instap en ons kan inbeweeg in die bruidskamer en ons het 'n feesmaal saam met die bruidegom, want hy kom ons al. Mense, kan julle sien hoe belangrik is hierdie Torah porsie 47? Rehe. Om te kan sien. Nie net om te kan sien nie, maar om te kan sien soos wat die koning sien. En wanneer ek dit snap en ek sien die bruidskamer, die huwelikskamer, ek sien die verbond en ek sien die grootheid en die almag van ons hemelse Vader, want ons kan sien, maar ons kan blind wees. En dit laat my dink aan Yeshua wat in Johannes hoofstuk 9, die man wat blind gebore was, wat hy gehelp het om te kan sien. Maar deel van die omstanders was natuurlik ook die fariseërs. En die woord sê dat die fariseërs kon sien, maar hulle was blind. En hierdie blindgebore man kon nie sien nie, maar hy eindig op, nadat hy kon sien, om Yeshua te aanbid. Die fariseërs het hom nie aanbid nie, inteendeel, hulle het hom gekruisig. Hulle het teen hom gekom, hulle het met hom debatte gevoer, hulle het sy woord kragteloos gemaak, want hulle was blind. Hier kom hierdie blindgebore man, sodat die heerlikheid van Jah in hom kan manifesteer, en dat hy kan sien, en hy eindig op met aanbidding, en die fariseërs sonder aanbidding. Hulle kan sien, maar hulle kan nie sien nie. En dis die boodskap van Rehe. Nie wie oë het nie, maar hulle wat die openbaring ontvang
omdat hulle kan sien. Wow. Die vraag vandag met hierdie Torah porsie is, hoe sien jy? Mense, besef jy dat ek en jy kan na 'n selfde situasie kyk, maar ons kan twee verskillende wêrelde sien in 'n situasie. Met ander woorde, ons sien of in die natuur, met ander woorde in die vlees, of ons sien in die gees. So as ek en jy byvoorbeeld na die koninkryk kyk, dan kan jy 'n perspektief hê in terme van die koninkryk en ek het 'n ander perspektief in die koninkryk. So dit gaan alles oor die openbaring van hulle wat kan sien. Kom ek hanteer dit. Die natuurlike mens sien die probleme. Met ander woorde, jy wat vandag na my stem luister, jy sien dalk die probleme waarmee jy op hierdie stadium te kamp het, en jy sien net hierdie hoofstuk. Maar jy weet nie wat die volgende hoofstuk vir jou inhou nie. Dis die natuurlike mens. En nou byt ons naels, en nou moet ons 'n pilletjie, en nou moet ons kalmeer, en ons moet dit, en ons moet dat, en ek slaap nie, en ek eet nie, want die natuurlike mens sien die probleem. Die geestelike mens sien dieselfde probleem as voorbereiding. Om iets gaan geopenbaar word. Die natuurlike mens sien die verliese. Die geestelike mens sien die snoeiwerk om beter vrug te dra. Die natuurlike mens sien die brood. Die geestelike mens sien die brood van die lewe. Met ander woorde, die woord. Dis wat die geestelike mens sien. Die natuurlike mens sien die folterpaal. Nie die kruis nie, die folterpaal. Die geestelike mens sien die troon. Hy sit op 'n troon. Hy word verhewe. Die natuurlike mens sien die graf, die dood, die beperking, die verhindering. Maar die geestelike mens sien die opstanding en die openbaring van sy grootheid en sy almag. Watter een van die twee is jy vandag? Watter een is jy? Watter koninkryk verteenwoordig ek en jy? Verteenwoordig ons die twee berge? Die een met die pragtige groen hellings of die een wat dood is? Verteenwoordig ek en jy die seën of die vloek? Ek praat nie van emosies nie, ek praat van 'n leefwyse. In die Torah 47 begin met hierdie woordjie kyk, sien. En die skrif eindig met die boek Openbaring. Kyk, die tabernakel van Elohim is by die mense. Kan jy sien, hierdie Torah begin om te sê sien en kyk, en die boek Openbaring eindig om te sê kyk, die tabernakel van Elohim is by die mense. Mense, kan jy sien dat die woord wat ek en jy vandag behandel, hoe lees ons die woord? Ek lees die woord om te sien. Soos ek die woord lees van Genesis tot die boek Openbaring, is dit eintlik vir my as die bruid en vir jou as die bruid, om die heeltyd ons sig te verander. Want die oë van die bruid word verander deur dit wat ons lees, dit wat ons hoor, ons geloof word daardeur versterk, en die Heilige Gees kom kry gestalte in my binneste vanweë die woord. Want die woord en die Gees is onafskeidbaar. En nou kan ek na my omstandighede op 'n ander manier kyk. Met ander woorde, in steede waar ek probleme identifiseer, bid ek om te sê, Abba, gee vir my wysheid, gee vir my insig, gee vir my asseblief goddelike raad om hierdie probleme, wat vir my na probleme kyk, ek sien dit as voorsiening, maar dis heiliglik probleme, om dit op te los met 'n gees van wysheid, met insig en met raad. Wat belangrik vandag vir my is, en dankie dat jy deel is van hierdie uitsending, is nommer 1, identiteit, nommer 2, is posisie, en nommer 3 is koninkryksorde. Verlede week, die Hakskeen generasie, die Ekef verlede week, en hierdie week, die sienende bruid, om te sien, soos wat die koning sien. Mense, ek wil afsluit, maar ek wil 2 versgedeeltes in jou gees kom deponeer vandag, wat mynsins iets samevattend is, ten opsigte van hierdie hele Torah gedeelte, nommer 47. Rehe, wat ek en jy kan sien. Lees saam met my, asseblief, die laaste 2 skrifte vir die dag. Prediker 11 vers 9, hoor ge hierdie woord. Verbly jou, o jongeling,
man, ek verklaar jou jonkheid oor jou vandag. In jou jeug en laat jou hart vrolik wees in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, rehe. Maar weet dat Elohim jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Halleluja. Wandel in die weë van jou hart en die aanskouing van jou oë. Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles, samevattend, die hoofsaak van alles wat ek vandag met jou gedeel het en van al die vorige Torah porsies en dit wat nog gaan kom, hier is die hoofsaak van alles wat gehoor is. Vrees Elohim en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense op hierdie aarde. Halleluja. Halleluja. En dis vandag my boodskap aan jou op hierdie apart gestelde dag, Shabbat. Mense van my kant, Frik Weideman, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Dankie dat jy geduld het. Dankie dat jy deurluister. Dankie dat ek en jy saam die verborgenhede van die woord kan openbaar. En dis nie ons nie, hoor. Dis die gees van die lewende God. Ons is niks. Ons is net hier om te sê, Abba, hier is ons. Verander my sig in die naam van Yeshua. Kom ons bid saam. Kan nie wag om saam met jou te bid nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, wat 'n voorreg om net vanmôre te kan sien die grootheid en die almag van die Heilige van Israel. Die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Dankie dat U vandag die sluiers kom lig het. Dankie dat U ons kom help het om weer te kan sien met 'n nuwe perspektief. Vader, my gebed vir elke persoon wat ingeskakel was vandag, man, vrou, seun en dogter, dat ons anders sal lees, anders sal sien, en dat ons sal sien, die pad waarop ons loop, is die pad wat U vir ons gekies het, en dat ons U opnuut sal vrees, want U is heilig, U woon in geregtigheid, U doen dit wat reg is, U is regverdig, U bepaling staan vir ewig vas. U woorde is onveranderd vir altyd en vir ewig. En ons is hier vandag om as U volk te buig in aanbidding voor U aangesig en te verklaar dat U is ons Elohim en daar is niemand soos U nie. Maar dankie dat U vandag met ons bemoeienis gemaak het en nog steeds gaan hê. Dankie vir die woord wat U vandag vir ons kom gee het, dat ons kan sien soos die blinde man wat U laat sien het, en dat hierdie woord ons sig sal verander, Abba, dat ons sal weet met wie het ons te maak. Ons het te maak met Hom, die Skepper God van die hemel en die aarde. Abba, wees asseblief met ons, help ons, rig ons, lei ons in die spore van geregtigheid. En die woord sê dat vrees Elohim, hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense op hierdie aarde, en dieselfde ook vir ons wat leef in 2026. Dis my gebed en dis my roepe, in die naam van Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, 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 prys sy naam, prys sy naam. Mense, kan ek jou asseblief seën, man, ek wil jou seën dat die vrede jou porsies sal wees, dat genade oor jou huis sal uitspoel, en dat jy net sal weet dat goedheid en guns sal jou inhaal al die dae van jou lewe, en dat jy sal wandel in die vrese van Jodai Wafai die Almagtige, want hy is ons Elohim. Kom, ek seën jou, Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. U is heilig, U is soewerein, U is almagtig, U is alomteenwoordig, U is Kadosh. Ek bid vandag, Vader, dat U aangesig, wat so heilig is, oor U volk sal skyn en geduldig, genadiglik met hulle sal wees, asseblief, Abba. Die swak skakels in ons mondering, ek bid vandag dat die Ruach, die Heilige Gees, daar die skakels kom sterk maak, in die naam van Yeshua. Vader, ek bid dat U aangesig oor ons verhef sal word, en dat ons U vrede sal beleef en ervaar, Abba, die vrede wat hierdie wêreld nie vir ons gee nie, maar net U wat vir ons die vrede vir ons gee. Vrede vir ons huise, vir ons kinders,
vir ons huwelike, ons verhouding, ons geloofswandel, elke area van ons lewens, en dat daardeur u heilige naam verheerlik word. Abba, dis my gebed, Abba, dis my roepe, in die wonderbare naam van Yeshua Messia, die gesalfde, en my gees roep uit, halleluja, halleluja. Mense, baie dankie, Frik Weideman, mag jy 'n wonderlike dag geniet, en 'n fenominale week wat vir jou voorlê, en ja, van my kant, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.